Middag almal. Almal vra vir my nou, hoe werk 'n MAVA of 'n MANU DG en is daar 'n verskil? Maar voordat ek daar kom, jy kan die beste DG in die wêreld maak met die beste produkte, maar as dit nie reg is nie, dan gaan jy in elk geval nie vis vang nie. Dan gaan jy die MAVA of die MANU kwaadlik neem. So kom ons stap so eentjie terug en ons begin by die begin. Suid-Afrikaanse hengel bestaan uit deeg uit. Van die 70er jare af al hengel die ouens deeg en met die jare het deeg getransformeer van kook tot geersels, kleersels, maar daar's 'n paar beginsels wanneer dit by deeg kom. Heel eerste, ek maak my deeg met snowflake koekmeel. Daar is ouens wat vir jou gaan sê hulle hou van semolina en daar's ander ouens wat dalk gaan praat van bruismeel, maar 90% van die hengelaars gebruik koekmeel en snowflake, too fresh, too flop is waarheen ek gaan. Die belangrikste voordat ek met my deeg begin, moet ek my hande skoonmaak. 'n Simpel storie, ek en Kas Labeskagni was penmaats in die polisie gewees en dit was altyd so taai tussen hom en my. As hy 12 is 'n week het ek 9 en volgende Saterdag het ek 15 en hy 14. En op 'n Saterdag op Rodeplaatdam, toe sit ek al op 'n 9 vis en Kas het net 3. En op daai stadium het hy probeer ophou rook, maar hy het ook verkoue gehad want hy was 'n vreeslike goeie rugby speler, nommer 21 vir Noord-Transvaal gespeel. En hy sê, nou is hy so fed up vir visvang, hy gaan sommer 'n sigaret opsteek. En terwyl hy die sigaret rook, toe trek hy sy stokke in, riet buite en gooi in, en binne 20 minute toe loop albei sy stokke in. Ons het gedink, dis aanvanklik omdat hy aas verander het. En eers hier by die Dinsdag, Woensdag, toe besef ek, daai ou het verkoue gehad, hy het een of ander antibiotika gebruik, het in sy hande afgegee, en die oomblik toe hy begin rook, toe vang hy vis. So wat het ons geleer? Nikotien skrik nie die vis af nie, maar daar's antibiotikas wat vis afskrik. So voordat ek my deeg maak, was ek my hande. Simple Sunlight Liquid, ek was my hande behoorlik en ek maak dit met 'n ordentlike handdoek kurkdroog. Dan is daar nou maar net 'n ou gesegde, man must measure. Ek raak verskriklik gefrustreerd as jy 'n deegie maak en nou nog 'n bietjie water, nee, nog 'n bietjie koekmeel. So deur die jare het ek geleer, 40 ml koekmeel op 20 ml water maak die perfekte deegie. So wanneer ons nou 'n MAVA deegie gaan maak, gaan ons 35 ml koekmeel gebruik en 5 ml MAVA en dieselfde met MANU. Maar daar's nou 'n baie definitiewe verskil. Die twee produkte kom verskillend uit want ons meng hulle verskillend en dit maak ook dat die teksture verskil. So heel eerste, wanneer ek die MAVA deegie maak, sit ek die koekmeel in, 35 ml afgemeet, boem, maklik, eenvoudig. 5 ml MAVA, ek meng die twee poeiers lekker deeglik met mekaar. Ek is ook nie een van daai ouens wat in my deeg vat nie, en moenie dink ek is behep nie. Ek is nie bekommerd om aan die deeg te vat en 'n bietjie hier te druk of daar te rol nie, maar dis vir my grillerig as die ouens daar sit en hy rol sy deeg en dan druk hy hom in 'n sakkie. Môreoggend, ek staan agter in die ry as daai ou sy deeg uitdeel. So, daar het ons nou die MAVA en die koekmeel gemeng, 40 ml saam. Nou vat ek my 20 ml water en blindelings gooi ek dit in, want ek weet dit gaan reg wees. En nou al wat ek doen is met die vink, rol ek hom nou maar net die hele tyd. En as ek nou op die punt kom dat my deeg is klaar en ek is nie happy nie, dan sal ek 'n klein bietjie koekmeel bysit. Okay, so die rede hoekom hierdie nie perfek uitgekom het nie, ek dink ek het so lekseltjie water meer as 20 ml gesit, so ek sit so 'n klein bietjie koek, en daar kan julle sien, en sien jy hy is nou effens sag. Ek verkies hom so, want deur die aand gaan hy nou trek, en dan môreoggend is hy perfek. Ek hou nie van 'n baie stywe deegie nie. So vir hierdie ene gaan ek nou net so sit, al wat ek nou doen is, ek vat 'n bietjie koekmeel, want ek wil hom nou deel en in die sakkie sit. Maak 2 balletjies. Sien tot op hede het ek nog glad nie in hierdie deegie gevat nie. Nou om hom in die sakkie te sit, gaan ek net liggies vat,
Effenkies rol. Hy's pap. Dis hoe ek het verkies. Ander hengelaars gaan dit dalk 'n bietjie stywer maak. Keuse is joune. Druk die deegie toe. Nou druk ek die sakkie vol en jy sal sien die een hoekie kry ek vol, die ander nie. Klein gaatjie net laat ek hom toedruk. En daar's my deegie perfek vir môreoggend. Okay, en die tweede sakkie weer dieselfde, druk hom in. Een kant gaan jy sien, druk hy lekker vol, ander kant maak hy so 'n bietjie van 'n gaatjie. Hierdie een doen dit nie, daai klein. Net laat die sakkie perry en daar druk ek hom uit. Hierdie twee sakkies gaan nou net so in 'n koel plek tot môreoggend, een sakkie tot 11:00, ander sakkie van 11:00 af. En dit is Mava deegie. Nou vir die Manu. Goed, nou gaan ons fokus op die Manu deegie, net vinnig te recap. Mava, koekmeel, Mava meng met mekaar, water by. Ek sit nie versoeters of niks by nie, dis reeds in die produk. Wanneer dit nou kom by die Manu, koekmeel, en dan gaan ek eers die water bysit. En in die geval, onthou die Manu het 'n visie in hom, en ons wil nie hê die visie moet aktiveer in ons deeg nie. So ons gaan nou eers die deegie maak. Ek is nie heeltemal happy nie, ek dink hierdie deegie is effens pap, so ek gaan sommer net so klein bietjie koekmeel steel, nog bysit. Weereens, ek vat so min as moontlik aan my deeg. Soos wat die deeg reg kom, trek hy weg van die bak af, en dis maar een van die redes hoekom ek stainless gebruik. Stainless kan nie ruik na iets snaaks wat jy in dit gegooi het soos plastiek nie, maar daar's niks fout om plastiek te gebruik nie. Dit is dalk miskien net my gewoontetjies wat baie keer bietjie erger is. Daar kan julle sien as die deegie nice. Nou vat ek my 5 mils Manu, en al wat ek doen is ek werk dit nou binne in die deegie in. En nou gaan die visie nie aktiveer nie, dit sal onder die water aktiveer. Twee verskillende produkte, twee verskillende teksture, so hoef nie nou met 5 of 6 deegies water toe te gaan nie. Hier gaan ons twee verskillende kleure, twee verskillende reaksies in die water kry, twee verskillende geure, so ons behoort gewax te wees môreoggend. Okay, nou om dit net maklik te maak vir my om in die sakkie te sit. Onthou, nou vat ons 'n klein bietjie koekmeel, strooi dit oor die produk net om hom so 'n bietjie te cover dat hy nie in die plastiek sakkie vassit nie. Dis maar die enigste rede hoekom ons dit doen. Deel hom in 2. En sakkie toe. Sê weer, nou hier is hy lekker pap, maar teen môreoggend het hierdie koekmeel nou heeltemal getrou met die ander bestanddele, en dan behoort hy perfek te wees. So daai effense wit wat jy nou in die buitekant sien van die koekmeel môreoggend,
sien klaar daar die mava. Daar is nog so 'n stukkie wat wys koekmeel, maar môreoggend is hy heeltemal sy kleur soos ons hom wil hê. Dit vat letterlik 5 minute van jou tyd op om 'n hele dag se lekker hengel te hê, om nie te gaan sukkel nie, en nie bolle en massas deeg nie. Hierdie klein bietjie deeg wat ons nie gebruik nie, kan ons met liefde môre middag weggooi. Baie dankie.